Baie welkom by ons. Ek het 2 mics. Dis 'n lekker cool oggend, maar baie dankie dat julle hier is. Kom ons staan en dan sing ons lekker saam en dan as ons die eerste liedjie klaar gesing het, gaan ek so 'n bietjie gesels. I lay my life down at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I am living for. There, every how and everywhere, your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever meets no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I am living for. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live in all for you. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live in all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I am living for. Dis so gepaste liedjie en hy het in die laaste sekondes vandag in ons playlist ingehardloop. Want op my hart is die volgende. Ek weet nie of julle gesien het, Alleen het so 'n amazing video gedeel op die groepie nie. En dit is so waar en ons sit onsself buite die boksie wat die Here ons gesit het. Ons sit so maklik onsself op die ek kan nie, ek is goed genoeg nie, dis te ver, dis te hoog, ek gaan in anyway nie dit kan doen nie, so ek gaan dit nie aanpak nie. En die Here het net vanoggend ook weer vir my kom sê, dis nie waar nie. Ja, jy's klein, maar weet jy wat, jy's eintlik groot, want jy's die Here se en hy het jou gemaak. So kyk na jouself. Kyk bietjie, doen bietjie retrospeksie. Ons sit onsself daar, nie hy nie. Hy het vir ons 'n awesome plan, 'n groot plan. En stap in daai plan. I'll praise in the valley, I'll praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, I'll praise when I'm doubting. I'll praise when I'm numbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the water
my enemies drowning. So as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise I don't. I'll praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. So as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. So how could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Oh, praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. Oh, praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Oh, praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. Oh, praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. So I'm gonna praise the Lord, oh my God is alive. So how could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. And I'm gonna praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And I won't be quiet, my God is alive. So how could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul, oh my soul. Saturday was silent, surely it was through. Since when that's impossible ever stop you? And Friday's disappointment, Sunday's empty tune. But since when that's impossible ever stop you? This is the sound of dry bones rattling. And this is the praise make a dead man walk again. Open the grave, I'm coming out. I'm gonna live again. This is the sound of dry bones rattling. Pentecostal fire
stirring something new. You're not gonna run out of miracles anytime soon. And resurrection power runs in my veins too. And I believe there's another miracle here in this room. And this is the sound of dry bones rattling. And this is the praise, make the dead man walk again. Open the grave, I'm coming out. I'm gonna live again. And this is the sound of dry bones rattling. My God is able to save and deliver and heal and restore anything that He wants to. Just as the man who was thrown on the bones of Elijah, if there's anything that He can do. Just as the stone that was rolled at the tomb in the garden, what happens when God says to move? I feel Him moving now, I feel Him doing it now, and I feel Him doing it now, 'cause I feel Him doing it now. This is the sound of dry bones rattling. And this is the praise, make a dead man walk again. Open the grave, I'm coming out. I'm gonna live again. So open the grave, I'm coming out. I'm gonna live again. Yes, open the grave, I'm coming out. I'm gonna live again. And this is the sound of dry bones rattling. Yes, this is the sound of dry bones rattling. Here, ons staan vandag voor U. Here, ons geniet U teenwoordigheid, Here, om te weet dat ons is in die hand van die almagtige God. Here, dat die skepper van hemel en aarde persoonlik met elkeen in verhouding wil staan, is net groter as wat my brein ooit sal kan verstaan, Here, maar ons kom dankie vanoggend en ons kom eer U. Nie vir wat U kan doen, Here, maar vir wie U is. Ons Vader, ons Skepper, ons Leidsman. Ons dankie vanoggend, Here. Wie is ek dat die hoogste Heer my in sal nooi? Jy het verlore, maar nou gevind, o, hy is lief vir my. O, so lief vir my, wie die sin vry maak, o, is waarlik vry, ek se kind van God, ja, ek is vrygekoop uit my skuld, betaal sy genade is diep. Wyl steeds in my sonde skuld het hy vir my gestaan. O, hy het vir my gestaan.
maak, o is waarlik vry. Ek se kind van God, ja ek is. In my Vader's huis is 'n plek vir my. Ek se kind van God, ja ek is. Ek gekose, nie verlate. Ek is wie sê ek is. Die staan vir my en nie teen my. Ek is wie sê ek is. En ek's gekose, nie verlate. Ek is wie sê ek is. U staan vir my en nie teen my. Ek is wie sê ek is. Ja, ek is wie sê ek is. Wie die seun vry maak, o is waarlik vry. Ek se kind van God, ja ek is. En in my Vader's huis is 'n plek vir my. Ek se kind van God, ja ek is. En ek's gekose, nie verlate. Ek is wie sê ek is. U staan vir my en nie teen my. Ek is wie sê ek is. Ja, ek is wie sê ek is. Kind van God, ja ek is. En in my Vader's huis is 'n plek vir my. Ek se Kosbaar is dit om te weet, ons is kinders van die Here en hy het ons die vermoë gegee om aan te neem. Hier daar waar jy nou is. Kom ons bid saam. Here, U is ons almagtige Vader. Here, ons harte is nou gedraai na U toe om te ontvang die hoop en heerlikheid en die liefde en genade wat U deur die woord kom deel met ons elkeen vanoggend. Hierdie woord van waarheid, Vader, wat in ons harte kom spoel en die saad wat gesaai is, kom ryklik seën en Here, mag dit vrug dra in ons lewe, 30, 60 en 100voudig. Ek dink aan die skrif vanoggend in Spreuke wat sê, die seën van die Here maak ryk, geen moeitevolle arbeid kan enigiets daarbey voeg nie. En hoe wonderlik is dit, die Here, wanneer gelowiges saamkom in 'n oggend soos vanoggend, om U te kom eer en loof en lief hê nie. So Here, dankie dat U ons ook nou so seën met U teenwoordigheid deur die Heilige Gees hier met ons. In ons en onder ons. Ons eer U naam. Amen. Ek is dalk nou seker te naby aan jou kamera, of is dit alright? Nou luister, ons lewe ons lei hierdie ouens se lewe agter hierdie fooi tog. Is nie asof hulle nie genoeg moeilikheid van hulle eie deur die weekie. Dankie vir julle ouens. As 'n ou so deur die week besig geraak, dan
die bietjie afleiding so tussen afsprake en goed deur gaan kyk ek altyd op YouTube. En luister, omdat ek so 'n kranige 4x4er is, met my Hyundai i20 is die 1.6 liter street eater. So die naaste wat ek in 'n bakkie kom, as ek nou verby Rians instap as ek hier uitgaan. Maar nou kyk ek so as die ouens, jy weet, hierdie boondoe bashing doen in die modder gaan ry en nou sien ek hierdie ou, hy het te diep gery hoor. Hy het nou gaan vassit en nou sy vrou moeilik, want hulle is nou al 'n tydjie besig in die modder. Nou sê sy, are we stuck? Nou moet jy sien, die gesig skryf nou boekdele. Ek kan nou dink, hierdie ou het nou all good will het hy nou stuck unless I stop. Jy weet, so I'm not stuck unless I stop. Met ander woorde wat hy sê is, luister, ons het net vasgesit as ek ophou probeer. En dit dink ek, luister, ek moet 'n preek maak daarvan, dis 'n goeie gedagte. So, julle is nou hier, kom ons kyk wat sê die woord daaroor. Matteus 20 vers 29 en 34, dis waar ek wil wees vanoggend. En ek werk met hierdie gedagte, ek dink vir myself, goed, hier is iets wat so waar is, jy weet. Ek het net vasgeval in 'n ding, as ek besluit het om op te gee en oor te gee. Ek kan sien hierdie ou is vas, hy gaan daar hierdie week nie uitkom nie. Maar sy ingesteldheid is om te sê, weet jy wat, ek gaan nie ophou probeer nie. En dis wat ons as Christene oorwinnaars maak, meer as oorwinnaars maak, is dat ons aanhou in Jesus en ons bly besig met waartoe hy ons geroep het. So as jy jou Bybel het, ek is in die nuwe vertaling, Matteus 20 vers 29. Daar aan die einde. Nou wonder ek wat sê julle gedeelte, daar staan, in my gedeelte staan daar Jesus, iemand kan my daar van onderaf dalk help, ek het dit nou hier later geskryf, maar ek dink is, hy genees die 2 blinde mans, Op pad Jerigo toe, kom Jesus hierdie 2 mans teen, maar kom ons lees die storie, kom ons kyk gou waar aangaan. Vers 29. Toe hulle uit Jerigo uitgaan, het 'n groot menigte Jesus gevolg. 2 blinde mans, vers 30, wat langs die pad gesit het gehoor dat Jesus verbykom. Toe roep hulle, Here, Seun van Dawid, ontferm U tog oor ons. Die mense het met hulle geraas en gesê, hulle moet stil bly, maar hulle het al hoe harder geroep en gesê, Here, Seun van Dawid, ontferm U tog oor ons. Jesus het gaan staan. Hulle geroep en gevra, wat wil julle hê moet ek vir julle doen? Hulle sê toe vir hom, Here, dat ons oë oopgaan. En Jesus het hulle innig jammer gekry en hulle oë aangeraak. En dadelik kon hulle hom sien en hulle het hom gevolg. Jy sien? Hierdie ouens is vasgevang langs die pad op pad Jerigo toe. En dan besef hulle dit wat daai ou besef het toe hy in sy jeep so penslaag te lê in die modder en hy besef toe ek is net vasgevang as ek opgegee het. En met die verbykomslag is hierdie skare mense wat verby beweeg en hulle het gehoor van Jesus wat kom en hulle sê, Here, weet Jesus, Seun van Dawid, ontferm U tog oor ons. Ek is net vasgevang sodra ek opgee. Ek dink aan die wonderlike ervarings wat in ons lewens ervaar. En ek dink as 'n ou seker oor 'n sekere ouderdom in 'n ou se lewe gaan, dan dink jy by jouself, goed, maar daar kan nou niks regtig meer radikaal in my lewe verander nie. En dan besef jy, maar dis ook nie die waarheid nie. Jy weet, die lewe verander in 'n oomblik. Wanneer geliefdes by ons is en hulle is nie meer daar nie, maar wat ek vanoggend oor wil gesels is die verandering in my en jou. Jy weet, hierdie ouens is nie van eergister af blind gewees nie. Hulle kom nou al 'n tydjie aan met blindheid. En dan is die vraag in my hart toe ek die gedeelte gelees het, wie van ons glo dat die Here op hierdie stadium in ons lewe 'n radikale verandering kan meebring? Die ander perspektief wat 'n ou ook moet hê is luister gou, as dit nie die geval is nie, is dit wat ek nou beleef, hier waar ek nou leef in Vredendal, en hierdie tydsvlak waar ek nou leef, beteken dan, ek is vasgevang. So, 3 goed wat ek wil weet, kan die Here op enige ouderdom, op enige stadium in my lewe,
uit enige rigting, sonder dat ek eers weet waarvandaan dit kom, verandering meewerk. En dan weet ek mos nou, wat sê julle nou sê is die antwoord? Ja, natuurlik kan die Here. Maar die vraag in my hart op die oomblik is, hoekom voel dit vir my of ek so stak is in my hartseer en depressie in, sommer net dat ek partykeer nie hoop sien nie, nee? Is ek die enigste ou wat so voel? Nou wonder ek net, het jy al ooit vasgesit met 'n voertuig? Ek het al 'n hele paar keer, en dan is die voorreg altyd iemand anders in om daar te kom uithaal. En luister, met so recovery kom die ou ook nou met 'n klomp lesse en ervaring wat hy nou saambring met die tou en die goed as hy dit kom inhaak. Ek het net nou 'n bietjie dag terug daar by Lammertsbaai onder deur die drade gery. En toe het ek daar vasgesit. Kosbaar dat hulle my daar kom uithaal en ook gesê, hoe het jy hier beland? Dan moet ek nou probeer verduidelik, hoe het ek dit nou reg gekry om hier? Ek weet nie man, ek is 'n piesang. Maar net soos wat jy vassit met jou voertuig partykeer omdat jy het nie opgelet in die oomblik wat jy bestuur het nie, of jy het nie voorsien dat, jy weet, hierdie pad bes moontlik nie geskik is vir dit waarmee jy nou wil besig wees nie. So beland ons in stadiums van depressie, angs, goeters waarin jy in 'n stadium van jou lewe vasval. En nou dink ek aan die jong mense, en hier's baie van ons wat nou nie hier vanoggend is nie, en baie mense is op vakansie, en wonderlik, en party ouens is siek, en het om verskoning gevra vanoggend, maar ek dink aan van ons jonger mense, verhoudingsstatistiek, of verhoudingsaspekte, waar jy vandag vassit, in 'n stadia van enkel wees. Wat jy voel, man, ek is nou al so lank single, nee, vir die jong mense. Jy weet, wanneer gaan dit nou verander? Wanneer gaan ek nou my maat ontmoet, of my verloofde ontmoet, of my trouman of vrou ontmoet? Ek dink aan mense wat vassit met gewoontes. Jy weet, ons noem dit baie keer habits of addictions, of wat ook al die ding is wat jou na 'n kant toe trek, en jy dink, ek weet dis verkeerd. Maar ek sien myself net nie loskom uit hierdie manier van doen nie. En dan dink ek wat Jesus hier kom neersit met hierdie storie, wat ons gebruik as agtergrond, is die heeltyd dat disippelskap herdefinieering bring en dan nuwe betekenis gee. Want wat gebeur het met hierdie ouens? Essensieel is hulle is geroep tot disippels. Die oomblik toe hulle Jesus sien nadat hy hulle aangeraak het en genees het, dan sê hulle, maar ons wil U volg, dan volg hulle hom. So disippelskap bring 'n ander manier van hoe ek die wêreld beleef, sien en doen, en alles wat ek gedoen het in die verlede word geherdefinieer, geredefine, wanneer ek 'n disipel van Jesus word. So, in die gedeelte wat ons nou saam gelees het, is dit voor die hand liggend. Ons kom met 2 ouens af, wat langs die pad sit op pad na Jerigo toe. Hulle het 'n fisiese probleem, want hulle is blind. Maar blindheid is nie baie keer net beperk tot die fisiese riem nie. So, dis baie oulik hoe Matteus hierdie storie skryf, want luister gou, die disippels wat Jesus volg, is ook net so blind. Nie omdat hulle oë nie goed was nie, nee, maar omdat hulle nie kon sien waarmee hy besig was, hier tussen hulle, op hulle, in hulle midde nie. Hulle kon nie besef dat hy die seun van God is nie, hulle was blind vir dit gewees. Hier sit hierdie 2 blinde mans, en ek dink vir myself, wie is nou meer blind? Die disippels wat hom volg, of hierdie fisiese blindheid van hierdie 2 ouens langs die pad? Hulle was so blind gewees, Jesus eie disippels, dat hulle beklei oor 'n posisie op die vooraand waar hy moet kruis toe gaan. Letterlik ure voordat hulle hom kom haal om hom soos 'n moordenaar te behandel, word hulle in 'n posisie vasgevang waar hulle probeer wedywer wie gaan langs hom sit in die hemel. Crazy. Ja, dan dink ek myself, is hierdie ouens regtig so blind dat hulle dit nie kan sien nie? So die disippels was blind, die mans was blind, en die gedeelte sê, daar in vers 30, 2 blinde mans wat langs die pad gesit het. Ek dink seker hulle was heel moontlik besig seker om te bedel. Dit was 'n besige tyd van die jaar gewees. Ek moet jou so 'n bietjie agtergrond daar rondom gee, want dit was Pasga gewees. Die jaarlikse fees vir die Jode, maar die ene was anders. Jesus is ook op pad na die Pasgafees toe. Nie soos die ander reisigers, om te gaan kyk na hierdie paaslam nie. Onthou, dit was die groot ding rondom Pasga, Paasfees. Hulle het gaan kyk na die paaslam, wat as offer vir hulle sondes gaan, jy weet, nou, gaan geoffer gaan word.
En as hulle dit gadeslaan, as hulle daar staan en kyk hoe die lammetjie wat ongeskonde is en geen gebreke het nie, hoe hy keel afgesny word en sy bloed dan as 'n offer uitgegiet word vir die verlossing van die nasie, die volk Israel, dan moet hulle nou besef, maar eendag gaan die verlosser kom en die verlosser staan nie in hulle midde. Dan dink ek by myself, hierdie Pasga is anders. Jesus is ook met 'n skare mense op pad. Nie om te kyk hoe lyk hierdie offerlam wat geslag word tydens die fees nie, maar hy het gegaan want hy was die lam wat geoffer gaan word. Hy was nie van plan om die gebeurtenis in die geskiedenis te herdenk nie. Jesus was van plan om die geskiedenis te herskryf. Dit was ongetwyfeld seker die belangrikste geleentheid in die lewe van Jesus van Nasaret. Maar alles in hierdie gedeelte, skree en gil, al die beperkinge van ook sy realiteit. Nou luister gou hier. Ek moet dit ook vir jou inbring. Partykeer val ons vas, want daar is sekere beperkinge in ons lewens, nê? So kom ek gee vir jou Jesus se beperking hier. Hy het ook net 'n klein tydjie. As ons hom in hierdie gedeelte kry in Matteus 20, onthou ek by myself, hy's volkome God, volkome in beheer. Maar hy's ook volkome mens, en sy tyd op hierdie aarde word beperk vir dit wat hy gaan doen. Letterlik 'n week van die oomblik wanneer hy hierdie twee ouens langs die pad kry, gaan hulle hom kruisig. 'n bietjie meer as 'n week gaan hy opstaan uit die dode. Hy's op pad na Jerusalem, en dan gaan hy daar inry op 'n donkie, waar mense palmtakke en hulle klere op die grond gooi en sê, Hosanna, Hosanna. Beteken dit, red nou, of bevry ons nou. Net 'n paar dae daar later sou hulle vir hom sê, daai selfde ouens, kruisig hom. Kruisig hom. Toe ek dit in my gedagtes verwerk en in my hart bære, toe onthou ek iets wat ek by Jesus geleer het. En dit is baie eenvoudig, en ek wil dit sê vir ons jong mense vanoggend, en vir ons groot mense ook wat nodig het om dit te hoor. Moet nooit jou selfbeeld aan 'n skare toevertrou nie. Don't ever commit your view of yourself to a crowd. In die een oomblik is hy great, en hy is die verlosser, en hy is die redder, en hy is die Here, en hy is die seun van Dawid. Die volgende oomblik sê hulle, daai ou moet doodgemaak word. So as jy jou identiteit vir 'n oomblik bou op die skare mense rondom jou, en dis mal oor jou, wonderlik. As hulle nie van jou hou nie, dan is dit ook goed. Want die Here in jou is steeds lief vir jou. Jy sal altyd 'n plek hê om tuis te gaan, en hy sal altyd 'n plek vir jou gee waar hy jou versorg. Don't ever commit the view of yourself to a crowd. Jesus het nooit homself laat beoordeel of sy identiteit gekoppel aan dit wat 'n groep mense ooit gesê het oor hom nie. Dis my so mooi. Want geen groep mense kan ooit jou identiteit bepaal nie. Nou wil ek gou hê, die jong mense, as jy nou van hierdie jong mense aanlyn ingeskakel is, wat dalk hoogs onwaarskynlik is, of as hulle nie is nie, stuur asseblief vir hulle hierdie preek aan. Want ek wil so 'n oombliekie met hulle gesels. Ek wens ek kon vanoggend net met jong mense gesels. Maar ek sou vanoggend graag wil gesels oor die crowd waarin julle ouens rondhang. Hoe lyk hierdie gehoor wat skree rondom jou, die stemme rondom jou, wat jou in 'n sekere identiteit of in 'n sekere tipe selfbeeld wil inwerk, sodat jy nou kan anders wees? Dan sou ek jou in die oë kyk en sê, hierdie oom weet, jy word te veel soos jou crowd, en te min soos Jesus. You look a lot like your crowd, but a lot less like Christ. En dis wat gebeur as jy in hierdie groep van skares rondgevang word en vasgevang word in hierdie groep vriende wat jy het, en jy lyk net die gemiddelde mense wat jy jou tyd mee spandeer. Jy klink soos hulle, jy praat soos hulle, jy dink soos hulle. You're becoming too much like your crowd and too little like your Christ. Maar weet jy wat het ek geleer? Jesus leer ons om uit te staan bo die skare waarin ons leef elke dag. En dis hoekom ek hom persoonlik dien. Is om anders te kan dink oor die lewe, om nie vas te vang of vasgevang te wees in my omstandighede en situasie nie, nee.
Hy kan my ook op die regte pad wys. Al gaan die crowd hierdie kant toe, weet ek nog steeds, Jesus sal vir my sê, hier is die regte weg. Stap hier langs. Maar ek dink ons bly net vir 'n oomblik by die twee mans. Iets met hulle gebeur, en dit is omdat hulle geroep het. Luister gou daar, die gedeelte sê so mooi, Here, seun van Dawid, ontferm U tog oor ons. Dis wat hulle geskreeu het, nê? Hulle het geskree, en hy het hulle geroep. Toe hy hulle geroep het, het hy hulle aangeraak. Toe hy hulle aangeraak het, is hulle genees. En toe hulle genees is, het hulle dadelik kon sien, en hulle het hom gevolg. En ek dink dis hoe my en jou lewe ook begin het, in Jesus. Eers roep ons die Here aan in ons nood. En dan hoor ek hoe hy my roep. En dan raak hy my aan. En dan ontvang ek genesing, het sy dit in my hart of hier in my binneste of wat ook al. En dan gaan my oë oop na hierdie genesing en dan sê ek, Here, leer my asseblief. Maak my 'n disipel, ek wil U volg. Die opskrif van Matteus 20 vers 29 in die Bybel sê, Jesus maak twee blindes gesond. Onthou tog asseblief net dat dit nooit in die oorspronklike teks gestaan het nie. In die oorspronklike manuskripte is daar nie goed soos verse nie en daar is ook nie hierdie tussen onderhoofde nie. Die Bybel is nie geskryf soos Netflix nie, met seasons en episodes en al hierdie verskillende hoofstukke wat nou sê, okay, hier gebeur die volgende ding en hier is die volgende ding. Nou dink ek net oor hierdie gedeelte wat daar geskryf is. So ek wil net gou vinnig daar staan, lees wat daar staan. Daar staan, Jesus maak twee blindes gesond, né? Two blind men received sight, staan in die Engelse vertaling. Nou, die vraag in my hart is net, as hulle nou gesond gemaak is, hoekom word hulle nog steeds blindes genoem? If they've received sight, why do they still keep calling them blind men? Twee blindes ontvang, jy weet, weer sig. En die rede daarvoor is, weet jy wat, ons sien nooit mense soos wat hulle tans is nie, ons onthou hulle verlede. En dis dalk die beste beskrywing. Interessant hoe mense jy onthou toe hulle jou ontmoet het, en nie nou hoe jy nou is nie. Hoe jy was destyds. Jy weet, Klawie Namakoland. En hierdie onsaglike byname wat hulle hier vir 'n ou gee, Bond, Petrol en Sproetgesig. En dis nog so goed. Sien jy? Alright. Maar ek wil vanoggend vir jou voorstel dat die Here besig is om jou storie te skryf. Dat hy die Alfa en die Omega is in jou lewe. Nee? Dat jy nie toelaat dat mense jou sipopskrif skryf as twee blinde mense kan nou sien nie. Maar as die Here jou storie skryf, staan daar twee mense wat genees is. Of twee mense wat nou kan sien. Daar's hierdie gedeelte in die liedjie klink so: Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. In Afrikaans, dink ek my vertaling sal so klink: wonderbare genade, hoe soet die klank, wat 'n ellendige soos ek gered het. Ek was eers verlore, maar nou is ek gevind. Ek was blind, maar nou sien ek. Ek was blind, en nou sien ek. En hierdie ouens is besig om uit te skree, om te hoop, die Here sien hulle, sodat hulle weer kan sien. So die storie in sy sipopskrif sou ek dalk verander het en dit sou so geklink het. Ek sou gesê het, two bold men receive sight. Twee dapper mans ontvang genade, of ontvang weer hulle sig terug. Al wat ek hoor is, hierdie irriterende stemmetjie. Klink soos iets wat ek gehoor het toe ek in matriek was. Stop het, julle raas. Ken jy daai storie? Nee? Net gou hierdie ding vasdraai. Stop het, julle raas. Jy moet in daai stemmetjie vir jou seun sê, maar net so hi-fi bietjie sagter sit. Luister, hierdie ouens skree, hulle die Here nodig. Hulle sê, ontferm U tog oor ons. Here, seun van Dawid, wees ons asseblief genadig. En dan is dit hierdie crowd wat skree, stop het. Jy raas. Almal het gesê, dit wat julle doen is
pointless. Julle is blind. So ons vandag se tyd gesê het. Wat moet hy nou maak? Waar van ons sit in hierdie situasie vandag en ek sê vir jou nou, jy sê, wat help het nog ek gaan nou vir die Here bid? Wat help het ek vertrou die Here vir 'n huwelik? Wat help het ek vertrou die Here vir nuwe finansies of 'n nuwe begin? Ek is al in my 50's man. Ek het al my kansse gehad. Dis die stemme rondom jou. Hierdie een sê net vir hom, bly stil jy raas. Maar wat is die stemme wat binne jou binneste aan die gang is op hierdie oomblik? Wat in jou kop vir jou sê, jy gaan dit nooit maak. Jy kan maar weet, einde van die jaar is die einde van die jaar. Dan is jou kanse op. Boerdery is nie vir jou nie, my ou broer. Sorry man. Los dit. Waarom jy? Ag nee, jy moet al lank al uitgeklim het. But maybe their blindness is their boldness. Miskien is dit 'n genade dat hulle blind was. Hulle kon nie sien hoeveel mense was om hulle nie, so hulle het 'n vrymoedigheid om te skree, Here, Seun van God, wees ons asseblief genadig. Hulle het nie 'n saak of 2 of 3 of 3000 mense rondom hom was nie. Partykeer is dit wat ons terughou eintlik 'n stuk genade van die Here, en as jy dit so begin sien, kan daar 'n deurbraak kom in jou lewe. Nou as hierdie gedeelte in 2 Korintiërs 5:7 wat sê, for we live by faith and not by sight. Hierdie ouens lewe al vir hulle hele lewe, nie op dit wat hulle sien nie, maar deur die geloof in Christus. Hulle is eintlik blind, maar ek dink hulle sien eintlik beter as almal van ons hier vanoggend. En dan doen Jesus die volgende ding, wat alle fondasie in my hart kom skud. Onthou ek het gesê, 'n week van nou af, gaan hulle hom kruisig. Luister, vir die koninkryk van God, en vir God self, is sy seun nou besig, hierdie ding is nou te hard, is sy seun besig, om hierdie pad af te stap, nee? As hy nou in een of ander penitentiary was in Amerika, of waar ook al, sou hulle gesê, dead man walking, hier's 'n dooie man wat loop. Oor 'n week van nou af, sien ons hom nie meer nie. Was veel ander belangrike goed, wat nou afspeel, as 2 blinde ouens, wat moet sig kry, so tussendeur. 'n week van nou af gaan Jesus sterf. Dan gebeur daar iets wat my fondasie skud, as ek die woord lees, en dit gee my hoop, en as jy nou niks onthou van vanoggend nie, onthou net hierdie gedeelte. Dis die gedeelte Matteus 20 vers 32. Jesus wat dan sê, hy gaan staan, hy roep hulle en hy vra vir hulle, wat wil julle hê moet ek vir julle doen? Wat? Dis soos daai, kan ons 'n preekstoel kry vir die gemeente op 'n stadium? Asseblief. Ek kan nie meer nie. Thanks, Nilo. Alright. Maar dis alright, ek het hom so. Nee, ons. Thanks man, gaan hy ook hou. Dis al my 3de een hierdie week. Prys die Here. Ek so ligte. So, die ding wat my hoop gee in hierdie omstandighede, in hierdie situasie is die volgende. Ja, as ek net weer kan terugkom, jy moet onthou. Dis so radikaal, want hoekom sal ek die Here iets vra vir my persoonlik? As ek weet, hy's ver beter met groter goeder besig as wat ek, nou wil ek kom interrupt met 'n finansiële aspek, of 'n huweliksding, of 'n ding vir my kinders. So op die oomblik, 'n week vanaf waar hulle Jesus gaan kruisig, gaan staan Jesus, hy roep hulle en hy sê vir hulle, wat wil julle hê moet ek vir julle doen? So die heel eerste ding wat dit vir my sê is, Jesus wil vir hulle iets in hulle persoonlike hoedanigheid doen. Hulle gaan vra vir iets wat hulle nodig het. Hulle gaan nie iets vra vir die groter koninkryk van God nie, hulle gaan vra vir dit wat hulle nodig het. Hoe amazing is dit? En nou gaan Jesus sekerlik vir hulle sê, sies man, waarom is julle besig? Julle is selfsugtig. Nee, hy gaan nie dit doen nie. Hy gaan nie vir hulle sê, luister, alles gaan nie net oor julle nie. Dink so 'n bietjie aan die arme mense om julle. Nee. Wat wil julle hê moet ek vir julle doen? Hy sê, ag Here, dat ons dit weer kan sien. Maar dink ek, hoekom nou? Hulle kon nog nooit sien nie.
Wat hy nou gaan doen, is om te leer. Hy gaan hulle nou, disciples, leer, dat het belangriker is, om weg te kom van dit wat jy dink jou vasgevang het in jou omstandighede. En dis hoekom die Here hierdie wonderwerk doen. Nou luister gou mooi. Hier's mense hier vanoggend, wat in 'n familie, en in 'n vriendekring sit, of staan, waar hierdie ouens om jou sê, hoekom nou die Here dit? Wat het nou verander? Jy lewe nog altyd so. Jy doen nog altyd hierdie snaakse, hoekom juist nou, jy weet? Hoekom nou so aangaan oor Jesus? Moenie jou hoop op hierdie ding sit nie. Daar's al baie mense wat dit probeer, hierdie stemme wat sê, bly tog net stil. Jy raas. En dan sal die ander stemme binne in jou. Die stemme binne in jou wat sê, jy is nie goed genoeg nie. Jy was nog nooit nie, onthou jy dit wat jy gedoen het net laas jaar, ag liewe land, ek dink die mense sal dit nooit vergeet nie. In my kop is hierdie stemme van vrees en van bekommernis en dat waarvan jy kom is die beperking van hoe God jou sal vat en nou is jy stak, jy weet. Jy kom van 'n sekere plek af. Dis wie jy is. Jy is daar vasgevang. En dan is daar die derde groep ouens wat sê, I'm going to find myself. Ek gaan net so 'n bietjie tyd uitkoop want ek gaan myself vind. Kyk, as jy jouself gaan soek, is jy al klaar lost. If I'm finding myself, it means that I'm lost. Want ek bedoel, waar is jy dan nou? Jy is dan nou reeds verlore. As jy nou self gaan soek, jy is al klaar van die pad af. So as jy verdwaal is, dan het jy 'n gids nodig. En hierdie gids is Jesus Christus. En as ons hom kry en ons neem hom aan en ons maak hom ons verlosser in die omstandighede waarin ons nou is, dan is ons nie meer verlore nie. Maar dis die belangrike ding. Hy het jou gemaak en die enigste ou wat weet hoe hierdie produk werk is die vervaardiger. Dit is nou sinneloos vir my en vir Marius te vra, wil jy net gou vir my kyk hierdie asbad wat hier voor staan, hierdie kamera hier, wil jy net gou vir my sê min of meer hoe hy nou byvoorbeeld in mekaar steek nie. Ek wil nou net gou iets doen nie en Marius sê vir my sê maar waarmee is jy nou besig? Ek het nie die ding gemaak nie. Gaan kyk na die manual wat die Latyns is van die wil van die ou wat hom gemaak het. Manuel. Die gedagtes van die vervaardiger. Gaan kyk in die manual. Jy het mos 'n manual daar by die huis, lê op die bedkassie. Nee, is die Bybel. Wat sê die gedagtes van die vervaardiger oor die produk? Nee, ek luister na die skare om my, wat sê, bly stil en hou op en doen dit, jy gaan dit nooit maak nie en dis meer. So ek pleit by jou vanoggend. Ek pleit by jou om bold te wees, om dapper te wees, om die Here aan te gryp in alles wat jy doen. Onthou hierdie ouens is dapper manne. En as jy in die hemel kom voordat ek daar is, moet tog jy hulle verkeerd kry. Jy moet nie vra vir die blinde ouens nie, want hulle is nie meer nie. En as jy daar kom voordat ek daar is, vra om die twee dapper ouens wat daar by Jerigo en Matteus 20 gesit het, om hulle te sien. En wat hulle geleer het in die laaste dae van Jesus. Dis nooit te laat om 'n disipel te wees nie, dis die ander ding wat ek hier sien. Dis die manne wat gesê het, ek los die lewe wat ek ken agter, en ek gryp die Here aan, wat nuwe lewe gee. In hierdie lewe, ek leer dit vir ons seuns, is jy net stak as jy stop. Al dis die YouTube vervaardiger met daai ou wat gelê het met die Jeep. Sodra jy ophou en oorgee, dan gaan jy vassit. Maar sodra jy nog asem het in jou stem en jy kan sê, Here, seun van Dawid, ontferm U oor my, sal hy kom en hy sal stil staan by jou. Hy gaan jou aanraak en daar sal genesing wees, en jy gaan 'n familie vind, en die Here gaan jou bedien, raai wat jou oë gaan oopgaan en jy gaan sien, en dan sal nog steeds hierdie mense wat om jou sal skree, bly stil, jy raas, of, maar ek en jy stop nooit nie. We keep calling, keep praying, keep shouting, keep believing, keep following. Dis my ou boodskap die volgende.
Ons weier om vas te sit en vasgevang te wees in omstandighede waaroor ons nie beheer het nie. Dis nie ons posisie om te besluit, die Here kan nou niks hier aandoen nie. Ons los dit in sy hande oor. Ek weet nie hoe oud was daai ouens gewees nie, die gedeelte sê nie vir ons hoe oud is hulle nie. Maar hulle is nie meer kinders gewees nie. En op enige oomblik van jou lewe kan die Here kom ingryp. Kan hy jou kom aanraak. En kan daar verandering, 'n radikale verandering in jou lewe bring. Kom ons bid saam. Jesus, Here, baie, baie, baie dankie vir die genade en die liefde en die ontferming wat ons geniet van U. Here, ons het U so nodig in die tyd waarin ons leef. Is al soveel stemme rondom ons en binne in ons en stemme van die wêreld, stemme van godsdienst, al hierdie goed wat ons nie regtig verstaan wat en hoe ons moet lyk nie en dit doof hierdie een stem uit wat die belangrikste stem is waarna ons ooit sal luister, is U stem, Here. En vanoggend kom bid ek net, Here, dat ons nie sal ophou tot ons nie U stem sal hoor wat sê kom hier na toe nie. Wat kan ek vir jou doen nie? Here, ons hart is vol oortuiging dat U die God is wat verandering meewerk. Wat liefde bring en genade kom werk in ons en deur ons. U is die God wat situasies en omstandighede verander. En in elke opsig volkome, Here, is ook van my lewe. Here, so ek bid vir 'n gees van dapperheid onder elkeen van ons wat hier is vanoggend. Here, dat ons nooit beskaam sal staan nie, maar U persoonlik vertrou vir die deurbraak en verandering wat ons vanoggend nodig het. En daar waar jy is nou op hierdie oomblik, bid dit in jou hart. Ek weet jy vertrou die Here vir 'n ding wat drasties moet verander. As jy soos ek is en jy is hopeloos en jy sal dink jy's vas of jy het gestak in die situasie waarin jy is net vasgevang as jy oorgegee het. Die Here sê so mooi in sy woord, hy sê, hy sal alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom lief het. En as dit nie goed is nie, is dit nie die einde nie. En so vertrou ons hom vanoggend vir 'n deurbraak ook vir jou vanoggend. Dankie dat jy die Here dien. Vader, ek kom bid vir hulle wat nie kan sien vanoggend. Kom bid dat U ons oë sal oopmaak. Kom verhelder en kom lig gee in Jesus naam. Amen. Amen. Ons moet vir Marius gee. Thanks Marius. Soos die Here op jou hart sit en jy wil 'n bydrae maak, baie baie dankie ook vir die kosbare ondersteuning. Hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here o my siel, prys die Here want hy is goed. Prys die Here als wat lewe, prys die Here. Die hele skepping sing nou saam. En alles wat lewe, roem sy naam. Die hele skepping sing nou saam. En alles wat lewe, roem sy naam. Prys die Here o my siel, en prys die Here want hy is goed. En prys die Here als wat lewe, prys die Here. Prys die Here o my siel, prys die Here want hy is goed. Prys die Here als wat lewe, prys die Here. Prys die Here. Afsluit en jou regtig bemoedig vanoggend om regtig die Here te vertrou vir iets persoonliks hierdie week. Luister, jy het nou genoeg gebid vir die verkiesing, vir die land en die potholes. Ek dink jy kan 'n verslag vir die Here vertrou en vra, Here, asseblief, ek het hierdie ding wat op my hart is, dit moet 'n verandering wees. Jy kan selfs bid vir jou kinders as dit dan nou moet, maar luister, wil jy nie die Here vertrou vir iets persoonliks hierdie week?
Hy staan reg om jou te ontvang en vir jou te hoor en jou aan te raak en dis net my hart, hy wil jou bederf en hy's 'n pa man. So ek wil jou seën met dit en sê, gaan in hierdie week in sy vrede. Die genade wat hy gee, die kosbaarheid van sy liefde en mag sy woord, die vervaardiger se gedagtes oor jou, die hoogste gesag wees in jou lewe. Mag jy in die psalms hierdie week lees en sien hoe Dawid 'n God ontdek wat ver groter is as dit waaraan hy vasgevang is. En selfs daai vasgevangenheid ook 'n vervaldatum het. En dis ook die waarheid oor jou lewe. Gaan in sy vrede. Amen. Dankie.